Hey, baie dankie dat jy by ons aansluit. As jy nuut is by SA Gemeente, maak asseblief seker dat jy ingeskakel is op al ons kommunikasie. Stuur 'n eenvoudige e-pos na hierdie adres en ons kontak jou. Ons het iets vir jou en jou gesin en dit maak nie saak of jy in die Guildford omgewing woon of nie. As jy al 'n rukkie aanlyn kyk en dalk SA Gemeente as jou kerk beskou, wil ek jou nooi om finansiëel saam met ons te werk. Ons het dit baie maklik gemaak vir jou om dit te doen. Besoek net die webwerf onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. En aan diegene wat reeds 'n plan het om ons kerk finansiëel te ondersteun, baie dankie dat julle ons help om mense letterlik reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Ons waardeer jou. En nou, hier is vandag se boodskap. SA Gemeente, welkom terug by ons nuwe reeks Wat is die Bybel, se tweede weergawe, wat eintlik sy oorsprong uit ons vorige reeks Die Laaste Koninkryk gekry het, nadat verskeie van julle navraag gedoen het en daar gesprekke uitgekom het uit die gemeente uit. Daarom gaan ons 'n paar weke stil staan by die Bybel self. Miskien meer spesifiek, hoe het ons gekom waar ons is met 'n hele boek wat ons noem die Bybel. Soos altyd, is dit wonderlik om jou hierso by ons te kan inskakel vandag, ongeag waar jy jouself mag bevind oor die wêreld heen, dalk is jy lekker op vakansie. Dis wonderlik om deel te wees van 'n groeiende groep Christene wat verstaan dat ons verantwoordelikheid nie net is om dinge te glo nie, maar om dinge te doen binne in 'n netwerk. En naarmate ons dinge doen binne in hierdie netwerk, maak ons die wêreld 'n beter plek. En soos genoem, is ons nou by deel 2 van die reeks Wat is die Bybel? Die rede hoekom ek hierdie reeks wou doen en hoekom ek so bly is jy is hier of jy kyk of luister is, omdat al ken meeste mense, Christene, nie-Christene, mense van ander gelowe, 'n paar Bybelstories of dele van die stories, is daar baie min mense wat die storie van die Bybel self ken. Een van die redes waarom dit vir jou dalk so maklik was om die Bybel af te maak, of selfs Christendom as geheel te verwerp, is juist omdat mense vir jou Bybelstories vertel het toe jy kind was, maar niemand het ooit gaan sit en vir jou die verhaal van die Bybel verduidelik nie. Die rede hoekom hulle dit nie gedoen het nie, toe jy klein was nie, is waarskynlik omdat jy nie sou belang gestel het nie. Maar nog 'n rede is dat die mense wat vir jou eerste Bybel gegee het, self nie geweet het hoe ons die Bybel gekry het nie. En dit is 'n belangrike saak. Dis belangrik in ons kultuur, dis belangrik vir jou lewe, dis belangrik vir Christene, dalk nog belangriker as jy in die geloof groot geword het en toe daarvan weggestap het. Want om te verstaan hoe ons die Bybel gekry het, is amper so belangrik soos wat daarin staan, want die agtergrond werp lig op die inhoud. Nou hier is die uitdaging vir ons almal. Maak nie saak in wat 'n soort huis jy groot geword het nie, Christelik of nie. Die manier waarop jy jou Bybel gekry het en die manier waarop die wêreld die Bybel gekry het, is twee baie verskillende goed. Toe ek my eerste Bybel gekry het, toe ek 18 dae oud was, hy is hierso in die huis, was dit klaar in hoofstukke en verse verdeel. Dit het mooi kaarte voorin en agterin. Die Ou Testament en die Nuwe Testament was reeds saamgebind, daar was voetnotas, opskrifte en myne was in kunsleer, so swart, wat eintlik net plastiek was, met my naam in die binneplat. Hoekom? Ek weet nie, maar almal se name was altyd voorin. As ek vir jou nou 'n 3x5 kaart miskien vra, waar dink jy die Bybel vandaan gekom, sou ons waarskynlik net soveel verskillende antwoorde kry as wat daar mense is. Want daar's baie wilde idees daar buite oor hoe die Bybel ontstaan het. As jy nie weet hoe dit ontstaan het nie, is dit baie makliker om alles daar binne af te maak en eenkant toe te skuif. So hier is waar ons begin. Jesus het dit nie geskryf nie. Nie een enkele deel van die Bybel is deur Jesus self geskryf nie, maar, en dis belangrik, Jesus is die rede hoekom ons die Bybel het. Die storie van die Bybel begin nie by Genesis nie, dit begin toe Jesus na sy kruisdood lewend gesien is, soos ons laas gesê het. As Jesus gekruisig is en nie opgestaan het nie, sou hierdie hele storie nooit bestaan het nie. Niemand sou enigiets neergeskryf nie. Die rede waarom mense begin het om Jesus se lewe neer te skryf, is nie net oor wat hy geleer het nie. Dit is ook nie net omdat hy gekruisig is nie. Toe Josef van Arimatea en Nikodemus Jesus se liggaam van die kruis afgehaal het, het dit vir almal bewys, Jesus is nie wat hy gesê het hy is nie. Hy is nie wie hulle gehoop het hy is nie. Maar toe die graf leeg gevind word, en toe die disippels, nie net die 12 nie, maar die honderde mense wat hom gevolg het, van die Jordaanrivier af, toe hulle hom lewendig sien na die dood, toe verander alles. Die mense wat weggehardloop het toe hy gearresteer is, het skielik die strate ingevaar in Jerusalem en begin verkondig wat hulle met hulle eie oë gesien het, 'n opgestane koning en verlosser. Dit
is waar die kerk begin het. En waar? In dieselfde stad waar Jesus gekruisig is. In dieselfde tyd tussen die mense wat geskree het, kruisig hom. En tog het Jesus begin. Die Jesus-beweging. En die gebeure rondom Jesus se lewe, veral sy opstanding, was so belangrik vir die mense in daardie eerste eeu, dat baie van hulle probeer het om 'n ordelike verslag neer te skryf van wat gebeur het. Dis nogal merkwaardig, nie net 1 of 2 nie, baie kopieë. Dit is waar ons volgende deel van die storie aansluit. Die feit dat ons 4 verskillende dokumente het, wat Jesus se lewe dokumenteer, met ander woorde, ons het nie net verwysings na hierdie dokumente nie, ons het die kopieë van daardie dokumente volledig en duisende daarvan. In kontras, en jy moet dit weet, meeste van die antieke geskiedenis is verwysings na dokumente wat ons nie meer het nie. Jy sal geskok wees om te weet hoeveel van die antieke geskiedenis buite die Bybel daar eenvoudig nie meer oorspronklike kopieë van enige dokumente is nie. Dit is maar outeurs wat dokumente aanhaal wat ander dokumente aanhaal. En die oorspronklikes bestaan nie meer nie, want dit het met tyd eenvoudig vergaan. Tog het ons 4 verskillende weergawes van Jesus se lewe. En die rede hoekom ons daardie weergawes het, is nie wat hy geleer het nie, en nie dat hy gekruisig is nie, en nie dat hy gearresteer is nie. Die rede hoekom iemand gaan sit en Jesus se lewe begin dokumenteer het, is omdat hy die dood uit opgestaan het, om te regeer as die enigste en laaste koning, die Christus, die Messias. So gevolglik het ons hierdie dokumente, wat ons Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en hulle is onmiddellik as waardevol beskou. Hulle is onmiddellik as betroubaar gesien, en gevolglik as heilig, as geïnspireerd, en baie vinnig is hierdie 4 dokumente deur die vroeë kerk as skrif beskou. Maar dit is steeds belangrik om te verstaan, na die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes geskryf is, was daar nog nie 'n Bybel nie. Daar was net 4 verslae van Jesus se lewe wat die vroeë kerk hoog geag het. En soos ons verlede week gesê het, sou hierdie mense later hulle lewens waag om dit te beskerm. Dit is waar die storie hierdie week weer begin. Die apostel Paulus en ander het Judea verlaat en begin om heidene, mense wat nie Jode was nie, van Jesus se aansprake te vertel. En die grootste oorgang, die grootste stryd vir heidene wat aangetrokke was tot Jesus se lewe en sy boodskap, wat Jesus as verlosser en koning wou volg, was die hele idee dat hulle alles moes laat gaan waarmee hulle groot geword het om te glo. Alles wat almal om hulle geglo het, en die idee moes omhels dat daar net een God is. Nou dit klink vir ons eenvoudig, want ons is nie polytheïste nie, maar dit sou wees soos van julle wat groot geword het met 'n geloof in God wat skielik moet ophou glo, of soos die van julle wat nie in God glo nie, wat skielik moet begin glo. Die hele antieke nie-Joodse wêreld moes, om Christene te word, hierdie nuwe gedagte aanvaar, daar is net een God. Dit is belangrik om te weet. In antieke tye het mense nie van een godsdienst na 'n ander oorgeskakel nie. Elke streek, elke nasie, die barbare, die Romeine, die vroeë Grieke, elke plek het hulle eie gode gehad. En meeste families het familiegode gehad. Hulle het hulle voorvaders aanbid. As jy getrek het van een plek na 'n ander, het jy jou gode saamgevat. Jy het hulle in 'n sak gesit, jou huisaltaar iewers anders gaan opstel, en niemand het regtig omgegee wie jy aanbid het nie. Tevens, jy kon selfs nog gode bykry van die streek waarin jy beland het. Of as iets sleg met jou gebeur het, terwyl jy ander gode aanbid het, kon jy daardie gode sommer in die vuur gooi en sê, hulle is nie regtig gode nie. Dit het nie regtig saak gemaak nie. Net soos ons verlede week gesê het, die Romeinse Ryk het nie omgegee wie jy aanbid het nie, solank jy vir Caesar eer betoon het, en solank jy nie Romeinse gode beledig het nie. Jy kon jou huisgode hou, jou familiegode. Dit het niemand gepla nie. Toe kom die Christendom en sê, nee, jy moet al jou gode los. En jy moet weet, in die 1ste en 2de eeu is Christene eintlik as ateïste gesien. Ja, Christene was die ateïste van die dag. Hoekom? Want hulle het nie net die gode geglo nie, en toe voeg hulle nog een by, wat gesê het, hy is die enigste een. So dit was 'n groot struikelblok vir heidene om die Christelike geloof te aanvaar. Maar al hoe meer en meer mense oor die wêreld heen het in Jesus begin glo. Maar die idee van net een God het vir hulle heeltemal nuut en vreemd geklink. Nou, dit is 'n baie belangrike deel van ons pad, en ons gaan volgende keer nog 'n bietjie hieroor praat, maar hierdie is dalk die deel wat niemand vir jou vertel het nie. Toe heidene gefascineer geraak het met een spesifieke Jood, met Jesus, het hulle ook begin belangstel in die heilige geskrifte van die Jode. Voor Jesus was dit nie so nie. Daar was altyd net 'n klein groepie heidene wat so ver as moontlik die Joodse godsdienste probeer volg het, maar dit was min. Party sou selfs gedoop word en 'n seremonie ondergaan het om soort van 'n heidense Jood te word,
Maar die meeste heidene het glad nie belang gestel in die Joodse geskrifte nie, en met goeie rede. Die Jode het hulle van ander afgesonder, hulle het ander kos geëet, hulle het geweier om op die Sabbat te werk, hulle het nie toegelaat dat jy met hulle dogters trou nie, en hulle seuns kon nie met jou dogters trou nie. Dis eenvoudig hoe dit was. In die eerste eeu het die apostel Petrus, een van Jesus se volgelinge, selfs 15 jaar na die opstanding nog nooit in 'n heidense huis ingegaan nie, en het waarskynlik nog nooit 'n heiden in sy eie huis ingenooi nie. Die Jode het by hulle self gebly, hulle het hulle eie wette gehad. So binne Judea en Galilea, waar dit meestal Joods was dit maklik. Maar daar was Joodse gemeenskappe in elke groot stad, in Efese, in Rome, in Korinthe, in Galasië, in daardie hele streek, en waar hulle gevestig het hulle self afgesonder. Dis vandag nog so. Ook hier in Londen, kyk 'n bietjie na die Jode. Heidene het byna geen belangstelling in die Joodse godsdienst gehad nie, en min belangstelling in die Jode self, totdat hulle blootgestel is aan die evangelie, en aan Jesus se leringe, en Jesus se aansprake, en toe hulle gekonfronteer is met Paulus en Petrus, en ander wat ooggetuies van die opstanding was, toe hulle ontdek het dat die Joodse teks, wat hulle die wet en die profete genoem het, nie die Ou Testament nie, daardie term sou eers later kom, toe hulle besef het dat die wet en die profete die agtergrond was van hierdie nuwe storie, het hulle ewe skielik belang gestel in die Joodse teks en dit begin toon. Hulle was nie geïnteresseerd in Judaïsme self nie, en dit het later probleme veroorsaak. Hulle was geïnteresseerd daarin om Jesus in die Joodse teks te vind. Natuurlik, tot hulle verbasing, hulle verwondering, iets wat moeilik is om vandag te beskryf, het hulle begin om daardie geskrifte self te ondersoek. Hulle het nie eens geweet wat om dit te noem nie. Dit het tot omtrent in die middel van die 2de eeu gevat, voordat die heidense kerk selfs 'n lys kon saamstel van Joodse tekste, wat hulle later as 'n kanon sou begin oorweeg. Dit het dus oor 'n lang tydperk plaasgevind, maar tot hulle verbasing het hulle ontdek dat die Jode, wie se godsdienst ouer was as die van die Romeine, ouer as die van die Grieke, nog altyd van die begin af geglo het, daar is net een God, Jahwe, of Elohim. Nou, net 'n bietjie geskiedenis voordat ons teruggaan na die hooflyn van die storie toe, want dit is belangrik. Jy weet, in die 1ste, 2de en 3de eeue is Christene vervolg deur die Romeine, omdat Christene, soos ons laas gesê het, geweier het om die gode te aanbid en om Caesar as Here en koning te verklaar. Maar die Jode het ook nooit die Romeinse gode aanbid nie, en het ook nooit gesê Caesar is Here en koning nie. So, 'n vraag wat jy dalk nog nooit gevra het nie, maar behoort te vra is, hoekom het die Romeinse ryk vir die Jode 'n uitsondering gemaak, maar die Christene vervolg met hierdie konsep van net een God? Ek bedoel, die Jode was net so skuldig soos die Christene aan die feit dat hulle nie Caesar as Here erken het nie, en ook nie die Romeinse gode vereer het nie, maar die Romeine het die Jode oorgesien. Weet jy hoekom Rome dit toegelaat het? En hierdie is belangrik. Want Rome het ou dinge geëer, en die Romeine het geweet dat die Joodse godsdienst ouer was as die storie van Romulus en Remus, ouer as die Griekse gode se pantheon. Hulle het erken dat die Joodse skrifte en godsdienst ouer was as enige van hulle eie. Al het hulle nie Jahwe as God vereer nie, het hulle die ouderdom van die Joodse geloof gerespekteer, en daarom het die Jode 'n uitsondering gekry. Dis interessant, né? Toe heidense Christene en hulle geleerdes en biskoppe vir die eerste keer begin het om die Joodse skrifte te ondersoek, was hulle geskok om te ontdek dat die oudste godsdienst wat enige iemand geken het, van die begin af geglo het, daar is net een God. Die implikasies hiervan was groot. Dit het beteken dat sedert antieke tye elke ander nasie wat verskeie gode aanbid het, elke familie wat hulle voorouers aanbid het, elke kultuur het dit verkeerd gehad, en dat die Jode van die begin af reg was. Hulle het daar die eerste gedeelte van die Joodse teks oopgemaak, wat ons vandag Genesis noem, en dit is wat hulle gevind het. In die begin het God. Ons het dit al so baie gehoor, so baie keer gelees. Jy het dalk al daarteen geargumenteer, betwyfel of dit waar is of wie dit geskryf het, maar moenie die oorspronklike konteks mis nie, moenie die implikasie mis nie. Vir die antieke wêreld was dit skokkend. Wat hulle verwag het om te sien, was wat in al die ander nie-Joodse kulture skepingsverhale voorkom. In die begin, die gode, maar hier staan God. Die woord Genesis is Grieks, dit beteken oorsprong. Dit is die eerste boek van ons Bybels. Tog het iets gebeur wat jou en my en almal wat vandag hier sit of kyk, beïnvloed het. In die 19de en 20ste eeu, sommer nou 'n ander dag,
Tot nou toe het argeologiese ontdekkings die gesag van wat ons in Genesis lees begin bevraagteken. Hierdie ontdekkings het twyfel gebring oor die oorsprong van die Joodse skepingsverhaal. Hier is waar daardie twyfel vandaan kom. Tevens, meeste van ons is hiermee gekonfronteer op universiteit. Hulle het Egiptiese, Sumeriese, Kanaanitiese en Babyloniese skepingsverhale ontdek. Hulle het hierdie tekste ontdek en hulle het gedink dit is baie soortgelyk aan die Hebreëse teks. Hulle was so soortgelyk dat die aanvanklike aanname was dat hierdie ou Hebreëse tekste eintlik maar geleen het van die ander antieke skepingsverhale. Toe ek op universiteit was, het ek 'n klas gehad oor antieke beskawings en ons moes van hierdie tekste lees. En ja, dit het baie soos Genesis geklink. En die aanname was, kyk, dit het nie van God afgekom nie. Dit is nie uniek nie. Die antieke Hebreërs het net by ander stories geleen. Dit is gewoon net nog 'n skepingsverhaal. Waarom sal ons dit ernstig opneem? Dit is eenvoudig nie oorspronklik nie. Maar wat jy wel moet weet, want wie hou hierdie goed by, behalwe nerds soos ek? Wat jy moet weet, is dat daardie siening in akademiese kringe grootliks laat vaar is. Nie net het Genesis nie van ander mites geleen nie, Genesis staan in skerp kontras met al die ander antieke skepingsverhale. Genesis is 'n wêreldbeskouing op sy eie, iets besonders, ver vooruit vir sy tyd. Tevens, die moderne wetenskaplike gemeenskap het eers in 1927 begin inhaal met wat Genesis in sy eerste vers sê, toe 'n Belgiese priester die teorie ontwikkel het wat ons vandag ken as die Big Bang teorie, dat die heelal 'n begin gehad het. Jy weet dit dalk al, of jy hoor dit nou vir die eerste keer. Sedert Aristoteles in die 4de eeu voor Christus het almal maar aanvaar dat die heelal nog altyd bestaan het, dat materie altyd daar was. Albert Einstein het dit ook geglo, die heelal het nog altyd bestaan. Maar in 1964, toe hulle die kosmiese mikrogolf agtergrondstraling ontdek het, jy het dalk daar op skool daarvan geleer, is daardie siening laat vaar. Wetenskaplikes stem redelik saam dat die heelal in 'n triljoen van 'n triljoenste van 'n sekonde ontplof het, van iets kleiner as 'n klippie tot wat dit nou is. Astronomies groot. Of, soos Genesis dit stel, in die begin. Alles wat 'n begin het, het 'n oorsaak. Nie alles het 'n begin nie, en nie alles het 'n oorsaak nie, maar alles wat 'n begin het 'n oorsaak. Die debat vandag in skole, in artikels en gesprekke, is nie of die heelal 'n begin gehad het nie. Die debat is, was dit 'n persoonlike, doelgerigte, intentionele oorsaak? En ons sal daaroor 'n ander keer gesels. Terug na Genesis. Die betekenis van wat nou volg, en dis wat ek wil hê jy moet snap, is vir ons verlore. En die rede waarom dit verlore is omdat die punt wat Genesis probeer maak, iets is wat ons vandag vanselfsprekend aanvaar. Met ander woorde, Genesis bou aan 'n argument wat ons nie meer nodig het nie. Want sy argument het geslaag. Die punt wat Genesis probeer maak, is iets wat ons almal al glo. Maar Genesis is geskryf vir 'n antieke, soos 'n triple antieke groep mense wat net slawerny ken, wat net die mag van die Egiptiese gode ken. Daardie hele pantheon van gode. Genesis probeer hulle fokus hernie. Hulle help om weer te glo, om ateïste te word teenoor die Egiptiese gode en gelowiges te word in die een ware God, Jahwe. Genesis probeer nie verduidelik hoe God die hemel en aarde gemaak het nie. Dis waar ons dikwels verkeerd gaan. Genesis se punt is, God het die hemel en die aarde geskep. Nie die gode nie, net Jahwe. Soos dit sê, in die begin het God geskep. Nie Egipte se Amon-Ra of Babylon se Marduk nie, wat op sy tweede perde genaamd Slagter en genadeloos ry in 'n epiese oorlog. Marduk, volgens die verhaal, staan tussen sy twee sterk perde, skiet 'n pyl in die keel van die godin Tiamat, sny haar lyf in twee en maak die hemel uit die boonste helfte en die aarde uit die onderste helfte van haar liggaam. Ek bedoel, Sondagskool vir Babyloniese kinders moes epic gewees het. Jy wil dit nie mis nie. Epic gevegte soos net die Avengers kan. Maar in Genesis kry ons iets totaal anders. Geen ooreenkoms nie, geen leenwerk nie. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Genesis is glad nie soos die Egiptiese skepingsmites nie. Dis glad nie soos die Kanaanitiese mites nie. Dis glad nie soos die Babyloniese mites waar die gode te mekaar beklei nie, waar hulle mekaar doodmaak en nuwe gode maak van liggaamsdele en liggaamsvloeistowwe nie. En dit bring ons by die volgende verstommende vooruit vir sy tydstelling. En dis ongelooflik. Die Babyloniese skepingsverhaal, dalk het jy daarvan gehoor of dele daarvan op universiteit gelees, word die Enuma Elish genoem. Dit beteken
toe daar bo was. En in die Enuma Elish word die mens uiteindelik geskep. Ek dink jy is 5 boeke in hierdie geskrif voordat daar eers sprake is van die skepping van mense. In hierdie Enuma Elish is die mens geskep om die lui aard gode te dien. En nadat Marduk die hoof en die koning van al die gode geword het, sê hy die volgende, en dit is werklik uit die Enuma Elish of Anumalish. Hier is wat Marduk sê: ek sal 'n wilde mens vestig, wilde mense sal sy naam wees, wilde mens sal ek skep, hy sal belas word met die diens van die gode, sodat hulle kan rus. In al die antieke skepingsmytes is die mens, man en vrou, maar net 'n nagedagte, geskep om die las van die gode te verlig. Genesis is totaal anders. Omdat antieke mense hierdie mytes geglo het, het individue geen regte gehad nie. Vroue het geen status gehad nie, geen hoop nie, geen waar nie. Die geweld en onreg van die gode het die geweld en onreg van hulle leiers regverdig. Die mense wat hierdie gode aanbid het, konings het opgetree soos die gode wat hulle aanbid het. En dan kom Genesis, in skerp kontras, sonder enige parallel, niks wat selfs naaste by soortgelyk is nie, 'n konsep waarmee die mensdom tot vandag toe nog worstel. Genesis sê, die godsdienst wat ouer was as enige ander in die eerste eeu, sê iets wat geen ander heidense myte ooit gesê het nie. Toe sê God, laat ons mens maak, na ons beeld. In die Joodse teks is die skepping van die mens die hoogtepunt, nie 'n laaste gedagte nie. Dit beteken, moenie dit mis nie. Waardigheid. Die waardigheid van elke man, elke vrou, elke kind is van die begin af vasgelê. Dit was ongehoord, daar was niks soos dit nie. Die heidense mytes en gode, verhale wat daarna ontwikkel het deur die eeue, nie een van hulle het ooit so 'n idee gevestig nie. Maar daar is meer. Wat volgende kom is selfs nog meer ondenkbaar. Dis hoekom latere argeoloë en geleerdes tot die gevolgtrekking gekom het dat die Jode nie hierdie gedagtes by ander antieke mytes geleen het nie. Hierdie myte, soos party dit noem, is totaal anders. Dis 'n wêreldbeskouing op sy eie. Wat volgende kom, sou 500 jaar later, 1000 jaar, selfs 2000 jaar later nog steeds ondenkbaar wees. Hier is wat die teks sê. Toe sê God, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee, al die wilde diere, nie om hulle te aanbid nie, nie om beelde van hulle te maak nie, nie om hulle te vergoddelik nie, maar om daaroor te heers. Van die begin af het God vir die Joodse volk gesê, julle mag geen beelde van my maak nie, julle mag nie beelde maak van enige dier, enige mens, enige iets wat op die grond kruip of in die lug vlieg nie, julle mag geen ander gode voor my hê nie, want daar is nie ander gode nie. In skerp kontras met die Egiptiese gode, waarvan hulle pas ontsnap het, sê God, julle mag nie die natuur aanbid nie. Dink daaraan, julle mag nie die natuur aanbid nie, julle moet oor dit heers. Die implikasie is, julle is die rentmeesters van die wêreld. Dit is 'n idee waarmee ons tot vandag toe nog sukkel. Elke heidense kultuur na die ontstaan van die Joodse volk het die natuur aanbid, die elemente, die diere, mengsels van diere, van die begin af. Maar God het 'n unieke wêreldbeskouing gevestig. Toe het God die mens geskep, na sy eie beeld, ondenkbaar. Na die beeld van God het hy hulle geskep, en dan word dit herhaal. Man en vrou het hy hulle geskep. Dames, kyk vir my. As jy al lank hier rond sit, het jy my dit al hoor sê, ek dink elke vrou behoort 'n Christen te wees. Jesus was die eerste een wat die status van vroue verhoog het. Dis hoekom soveel vroue hom gevolg het. Maar dames, van die begin af het die God van die Jode, wat later die God van die Christene sou wees, vir julle waardigheid gegee, waarmee die wêreld tot vandag toe nog probeer byhou. Dis eers onlangs dat die beskawing begin het om ernstig te worstel met die idee van manlike en vroulike waardigheid. Tog was dit alles van die begin af daar. Ons probleem, ons raak afgelei, want wanneer ons Genesis lees, dink ons, dit probeer verduidelik hoe God die wêreld geskep het. Maar kom nou, hoe sou enigiemand, veral in die antieke tyd, kon verstaan hoe God dit alles gemaak het? Die punt was en is nie hoe God dit geskep het nie, sy punt was God het dit geskep. Maar ons raak heeltemal verward en gefokus op die tydlyn en volgorde van die skepingsverhaal, en dan mis ons die briljantheid van hierdie antieke gedig. Genesis laat val 'n bom reg aan die begin. Genesis stel 'n radikaal nuwe, ongeëwenaarde wêreldbeskouing bekend. Hierdie idee sou later die grondslag word van wat ons die goue reël noem. Kom ons wees eerlik, die goue reël kom nie natuurlik voor in die natuur nie. Dit kom nie eers natuurlik voor in die menslike natuur nie. Maar die idee begin by Genesis. Jy is nie 'n middel tot 'n doel nie. Jy is nie geskep om die natuur te aanbid nie. Ek gaan jou maak so na aan my as moontlik. Ek gaan jou maak na my beeld, wat beteken elke man, elke vrou, elke kind wat jy in die oë kyk, dra die beeld van hulle skepper. Wees versigtig hoe jy hulle behandel.
Volgens die Enuma Elish is jy gebore as 'n slaaf vir die gode. Jy het geen individuele waardigheid nie, geen regte nie, geen verlosser nie en geen hiernamaals nie. Volgens die nuwe ateïs is jy gebore as 'n slaaf van jou DNA. Jy het geen vrye wil nie, geen verlosser nie en geen hiernamaals nie. Maar reg aan die begin maak Genesis vir ons 'n God bekend wat red, wat verlos, wat bevry en wat nooit op jou gaan opgee nie. Alles reg aan die begin. 'n God wat vir jou keuses gee en dan daardie keuses eer en dan doen Jahwe die mees ongoddelike ding denkbaar. Hy begin werk om die gevolge van mense se verkeerde keuses om te keer. Genesis 1 gee vir ons die metaverhaal van ons lewens, die groot prentjie, die uiteindelike konteks vir menslike ervaring, 'n monoteïstiese wêreldbeskouing, 'n wêreldbeskouing wat, moenie dit mis nie, die belangrikste vraag van die lewe aanspreek, die hoekom vraag. Hoekom is daar iets eerder as niks? Hoekom is jy hier? En hoekom maak dit saak dat jy hier is? Jy is hier met 'n doel. Jy is nie die produk van 'n kosmiese geveg tussen gode nie. Jy is nie deur die heelal geskep nie. God wou beelddraers hê wat mekaar kon ken en met hom kon leef in verhouding. Dis my gunsteling deel. Toe die tyd reg was, toe alles was soos dit moes wees, toe het Jahwe, die God van Genesis, by ons kom woon. Maar dis vir later. Ek span nou die osse so bietjie voor die wa. Terug na die eerste eeuse heidene. Sjoe, maar ek het nou nogal omtrent opgewonde geraak. Dis daarom ongelooflik, of hoe? Dis soos, is jy ernstig? Ja, dis onbetwisbaar, dis wonderlik, en dis hoekom. Wel, ons kom nog by daardie deel. Terug by die eerste eeuse heidene voor ek my plek heeltemal verloor. In die heel eerste sin van die Hebreëse Bybel het hulle iets besef wat selfs vir die Jode in die eerste eeu moeilik was om te erken. In die openingslyn van die skrif wat hulle begin het om as hulle eie te aanvaar, het hulle besef die Jode het van die begin af dit reg gehad. Natuurlik het hulle belangstelling in die wet en die profete net verder aangevuur. Hulle het vinnig beweeg om die Joodse geskrifte, die wet en die profete aan te neem as hulle eie Christelike skrif. En so is die verhoog gereed gemaak vir die insluiting van die Joodse tekste in die Christelike Bybel. Maar daardie insluiting het nie sonder 'n fight gekom nie. Moet dus asseblief nie die volgende episode 3 van Wat is die Bybel misloop nie. En voor jy gaan, wil ek net nog iets aanbeveel. Genesis is 'n komplekse saak as dit kom by wetenskap en geloof. Een van my gunsteling skrywers, ek het al heelwat van sy boeke gelees, John Lennox, is 'n wiskundige professor en was vir baie jare 'n professor by Oxford Universiteit. Hy het 'n boek geskryf getiteld 7 Days That Divide the World, The Beginning According to Genesis and Science. As Genesis vir jou 'n struikelblok tot geloof was, of as jy wonder hoe dit by moderne wetenskap inpas, beveel ek hierdie boek nogal sterk aan. Hoekom noem ek dit? Ek wil nie jy moet nog 'n seisoen van jou lewe leef met losvrae wat uit jou universiteit en hoërskool daar kom. Dalk was dit 'n boek wat jy gelees het, 'n blog of iets wat iemand een aand in 'n kroeg gesê het wat jou geloof geskit het. Soos jy kies en reis en navigeer tussen die realiteite van die lewe in die antieke wêreld en Jesus en alles wat jy gehoor het, miskien kan hierdie hulpbron jou volgende stap wees. Ek wou net hê jy moet daarvan weet. Volgende week vat ons die storie verder. Wat is die Bybel 3? Die Ou Testament. Amen. Here, dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie vir al u liefde, vir al u goedheid. Here, dankie vir hierdie Nuwe Testament. Dankie vir die opstanding uit die doodheid. Dankie vir daai belangstelling weer in die ou geskrifte, wat u van die begin af as ons enigste God erken. Die God wat werklik vir ons is en nie teen ons is nie. Die God wat vir ons redding daar is en wat vir ons lewe daar is en wat tussen ons kom woon het. Here, hoe wonderbaarlik is u naam nie. Hoe fantasties is u skepping nie. En dat ons deel kan hê daarvan as die kroon van u skepping. Dankie Here, dat ons dit alles kan beleef en kan sien hoe hierdie legkaarte mekaar pas en vir die duidelike patrone wat dit onmoontlik maak om nie te glo in u nie. En dat mense wat u een kant toeskuif, u wil een kant toeskuif, nie omdat dit logies sin maak nie. Here, bewaar ons daarvan, maar rus ons ook toe om volledig in gesprek te kan gaan met mense en met onsself. Amen. Ek sê nou in die naam van die Here, van hierdie Vader wat gesê het, in die begin. Ek sê nou in die naam van sy Seun Jesus Christus, wat tussen ons kom woon het. Nie vir wie ons moet heeltyd net goeders doen nie.
maar wat saam met ons beweeg. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat ons in staat stel om hierdie prentjie by mekaar uit te bring. Ook jou lewe by God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Tot volgende keer. Amen.